En maar ons is bly, ek is so bly jy is hier vandag. Vandag is ons dankdiens. En baie keer as mense terugskouend na mense lewe kyk, dan moet jy maar eerlik wees met jouself. Ons het baie meer om voor dankbaar te wees as wat ons oor het om te kla. Nee. En ek het in my lewe al agtergekom, daar's min dinge wat vir my so lelik is aan myself, is dat ek myself vang dat ek kla of in 'n gat van klaagliedere gaan sit. Ek hou nie dit van myself. Dis lelik. As ek myself in die spieël moet kyk, dan lyk dit sommer onaangenaam as mens kla. Kla is lelik en as jy ooit by iemand was wat net kronies gekla het, dit sit soos 'n skaapblaar wat afgesit word. Ons hou nie daarvan nie. Want ons iets in die krag van dankbaarheid om regtig in 'n posisie van dankbaarheid uit te leef. En ek dink dit is goddelik. Wanneer ek en jy dat uit 'n plek van dankbaarheid uit kan leef. Want 'n paar dinge van dankbaarheid. Dankbaarheid verander dit wat ons het na genoeg. Dis die eerste ding waarmee ek wil begin. Dankbaarheid verander dit wat ons het na genoeg. Vertel in die week, vertel ek vir die span, daar was 2 ouens wat saam met my op skool was, en ek weet nie of julle nou, daar's 'n paar ontwikkelings in die land, een van hulle is Waldevie, en die ander is Stein City. As jy nou nie weet van die twee nie, gaan Google hulle bietjie. Dis plekke waar gewone mense nie kan bly nie. Okay, jy moet nou regtig of jou nier in Israel verkoop het op die swart mark en regtig beskikbaar baie geld gekry het, of jy lotto gewen het, en ek sê nie enige met bedoel die glad nie, dis wat ek sê nie, of jy moet regtig astronomies baie geld hê. Dit is maar net, dis hy realiteit. So die een pel van my, hy bly in Stein City. So hy was saam op skool, hy is regtig baie wel af. En wat kan gebeur met ons as mense? En ons doen dit, almal van ons doen dit, né? Ons oë is so ingestel. Ons sien gewoonlik die mense maklik raak wat meer het as ons. Of is dit net ek? Dis maklik. Ek sien altyd die ou wat die nicer bakkie het, die mooier kar, die groter huis, die groter huis, die soeter hond. Wat het hy gedoen dat sy hond so goeie manier het? Hy ontspring die mense op, ongeskikte klein ding. En ons oor sien dit maklik raak, nee? En dan kan ons lewe begin opweeg en sê, maar, Here, hoekom het ek nie op nice goed nie? Hoekom mag ek nie 'n nuwe kar ry nie? Hoekom nie? En ons doen dit maklik, nee? En ek het in my lewe agtergekom, daar gaan altyd mense wees wat voor my is. Altyd, was altyd mense wat voor my is. En wanneer jy vashak in daai posisie, dan oortree ons eintlik met die 10de gebod. Ons raak jaloers. Moenie jaloers wees op jou buurman. Moenie dit doen nie. So, dan sien jy die mense wat voor jou is, ouens wat dieselfde jaar as ek matriek geskryf het, selfde pad gestap met ander goed. Hulle het ander goed gaan swat, gelukkig vir hulle. Hulle het ander goed gaan swat en nou is op hulle plek wat hulle baie geld maak. En nou kan hulle hier konstant vir hulle kyk, nou sien ek maar, hoekom is hulle lewe soveel beter as myne? Nou raak ek jaloers. Toe kom ek agter in my lewe, maar my reis is nie teen hulle nie. Ek moet die pad stap wat die Here my geroep het om te stap. Elke dag in dankbaarheid, want dankbaarheid kom sê, dit verander aan dit wat ek het, dit verander aan dit is genoeg. Want as jy uit 'n plek kan funksioneer met dankbaarheid, dit wat ek het is genoeg, dan wil ek so lank in die Here baie met jou doen. Ja, die Here, dan kan die Here maar hande klap. Die Here kan baie met jou doen. Want die tweede ding wat ek geleer het, 'n dankbare hart, 'n dankbare hart is 'n magneet vir wonderwerke. 'n Dankbare hart is 'n magneet vir wonderwerke. Want wanneer jy 'n posisie van dankbaarheid het, vergenoegdheid, ek is dankbaar vir dit wat ek het, hierdie seisoen waarin ek is. Want as ons moet eerlik wees met mekaar, alle seisoene is nie ewe lekker nie, né? Het jy al deur 'n toetsseisoen gegaan? Daai seisoen is nie lekker nie. Het jy al deur 'n winterseisoen gegaan? Dis nie lekker nie. Het jy al deur 'n woestynseisoen gegaan waar daar tekort is in jou lewe? Dis nie lekker nie. Maar in elke situasie, die uitnodiging selfs van die Bybel sê, in alles wees dankbaar. In alles. Maar 'n dankbare hart is 'n magneet vir wonderwerke. Dis iets mooi wat daai kan gebeur. En ek het agtergekom, hoe meer ons dankbaarheid beoefen, hoe meer kom jy agter, ek het eintlik baie meer om vir dankbaar te wees. Hoe meer jy jou oë begin oopmaak tot dankbaarheid en begin rondkyk, sê maar ek het baie meer waarvoor ek het om dankbaar te wees. Dan gaan jy agterkom, ek het baie meer waarvoor ek kan dankbaar wees. Waarom die kondisie van my hart een van dankbaarheid is. Here, dankie. Dankie vir die dag. Baie keer vra my vrou my, en ek het weer geleer met baie mans, ons gee nie meer op baie detail, die vrouens het detail nodig, die vind ek in die huweliksreeks was. Detail. Dan vra my vrou vir my, hoe was jou dag? Sy wil nou weet wat het ek gedoen van 8:15 af tot 6:30. Sy wil alles weet. Maar dan baie keer ons manne, die dag was onindrukwekkend. En dan sê ek vir my vrou, dit was 'n dag.
kom sy slange vang. En julle weet hoe kwaad is jy dan as jy uitgaan in die bos en 'n slang wil gaan soek. Dan is jy baie kwaad. Jy is baie kwaad. Want baie keer is dit ook maar net 'n dag. Ek het nie, maar op die einde van die dag kan ek terugkyk en sê, Here, dankie God vir hierdie dag. Daar het nie nog veel gebeur nie. Ek het nie baie oproepe gekry nie. Ek het nie die grense verskuif nie. Daar was nie baie deur. Maar Here, dankie vir die dag. Ek is deel. Ek leef nog. Dankie. Ek het asem. Ek kan by die huis kom en ek het 'n great vrou wat my liefhet. Ek glo almal in die mans, julle kan dit ook sê, nie? Meeste van die tyd. Paul het so mooi vir ons agter elke man gesing by die kabaret Vrydag. En ek sê toe vir sy vrou, sy sê sy gaan dan nou sê agter elke man staan 'n vrou wat daar oorrol, verstaan? Dit is nie. Maar die realiteit, die oomblik wat ek dankbaarheid beoefen, dan kom ek agter ek het baie meer om voor dankbaar te wees. Dis van die realiteit van ons hart en iets wat my vrou vanoggend vir ons gelees het. Dankbaarheid, ware dankbaarheid kom agter. Dis eintlik nie ek nie, dis God. Want wanneer jy ondankbaar is, dan kom jy agter, alles word eintlik met deur my vermoë, my hande en my goedes gedoen. Maar ware dankbaarheid kom sê, ek besef, dis eintlik maar net die Here. Dis wanneer die gelowige waarlik homself kan wortel in dankbaarheid. Maar elke goeie gawe wat ek het, kom van die Vader af. En ek is gewortel in daai posisie van dankbaarheid. En dan die laaste een van dankbaarheid, voor ons gaan oorgaan na 'n paar getuies luister. Die laaste een van dankbaarheid. Dankbaarheid help jou om te sien wat daar is. En nie wat daar nie is. Jy sien, dankbaarheid maak jou oë oop. Jy kan sien wat daar is. Die van julle wat al ooit, ek wil nie sê die voorreg gehad het nie, maar dit gaan nou gemoedig klink. Die van julle al ooit saam met my iets gaan eet het, of saam met my iets gaan drink het. Ek het 'n standaard gebed wat ek bid, en ek wil dit vir julle leer. As jy oor die voorreg het om uit te gaan eet, alles het McDonald's toe, man. Fine. Alles het na die Pakistanis toe, en jy gaan, dis jou uiteeterapie. Jy gaan vir jou 'n lekker pak ingevoerde jelly sweets koop. Dis reg, gaan doen dit. Ek het hierdie gebed wat ek bid, veral want dit is 'n voorreg. En dit gebeur nie baie nie, as mens ergens gaan en jy kan kos bestel. En my kinders sal dit weet, ek bid hierdie gebed, nie as 'n standaard nie, maar om myself te herinner. Here, dankie dat ek vandag, vanoggend of vanaand hier kan sit. En dankie dat ek van 'n menu af kos kan bestel. Dink grond. Ek kan nie altyd in my realiteit alles wat op die menu is bestel nie. Want ek weet nie wanneer daar is, jy gesê dit by kosplekke Fortuin nie. Dit is 'n verskriklike bedrag. Maar wanneer ek daar sit, kan ek sê, maar Here, ek het 'n opsie. Dankie Here vir hierdie oomblik. Dit gebeur nie elke maand nie, dit gebeur nie gereeld, maar wanneer dit gebeur, Here, dankie. Dat en baie keer gaan drink ons uit 'n koffie of 'n tee. Here, dankie dat ek kan kies. Dankie vir dit. Besef jy, daar's baie mense wat nie daai keuse het. Dis nie hulle lewe nie. Dis nie hulle werklikheid nie. Vanoggend het ek opgestaan en ek kom my vrou vra, ek het 'n jean, ek het 'n dit, ek het hierdie hemp, ek het hierdie hemp, ek het 'n keuse. In die ou dae, dit is 'n grappie nou as hulle sê van, kyk, ek boerboelbroeke, vind julle dit nou gesien het? Danswerk in kerk. Dit was die realiteit. Jy het 3 sterre gere gehad, jy het een gehad vir die werk, jy het een gehad vir die kerk, jy het een gehad vir die dans. Dis hoe dit was. Nou is dit en. Ek weet nie van 'n vrou ek weet nie van enige vrou, ek het nog nooit in my lewe gehoor so as ons gepraat nie, dat daar 'n vrou is wat minder as 20 paar skoene het. Ek is nie bewus of so 'n vrou bestaan nie, ek weet nie. Weet dit nie. Daar's dit dan nie, wat sê sy? Sy het 19 paar, ek dan. Maar jy sien, wanneer jy dankbaar is, dan skuif jy jou hart om te sien wat is. Nie wat daar nie is nie. En 'n dankbare hart is 'n mooi hart. Dis regtig 'n mooi hart. En of dit die wêreld se grootste spreek kos is wat jy kan eet, of dit 2-minute noodles is, dank die Here dat ek vanaand kan eet. Dankie vir dit. Dank die Here vir daai realiteit dat dit my wêreld is, uit dankbaarheid van die wonder wat U vir my gee deur my doen. So met daai tema van die dankbaarheid dat die Here vir ons goed is en dat die Here wonderwerke doen en dat die Here ons raak sien en sy goedheid oor ons uitstort. Gaan ons gou na 2 getuies luister. So ek wil eers vir Hetty opnooi. Kom jy na my toe, Hetty. Nou Hetty het hierdie jaar baie groot projek beleef. Ons sy gevoel die Here praat met haar om 'n projek te loods hier in Jeffreys Bay in die Kouga om seker te maak dat almal wat koud kry warm is. Wat 'n ongelooflike reis is dit nie.
graag dat almal wat koud is, moet warm wees. En sy het hierdie reis begin, en ek het al gesê, sy gaan twee vrae vir ons, net vir ons verduidelik, wat het gebeur, en wat het die Here gedoen? Alright, as jy reg het, ons luister graag met jou. Hier is jou mic. Môre, ja, ek is die syne. Ouma, ek kan Eintlik kom ek van Nikleum af, ons is nou so 3 jaar hier, en ek kom net baie kortlik sê, hoe dit in my hart geplant is, en wat Jahwe eintlik gedoen het. Ek was op 'n vlug op pad Qatar toe, en baie siek gewees in die vliegtuig, en ek wou net my bed plat maak, om net te lê, en iets het net vir my gesê, ek moet die TV aansit, en dadelik hierdie 5000 blankets opgekom. En in my naarheid en alles, was ek in staat om die fliek klaar te kyk. En dit het verbygegaan, ons het geland, ons was in Bethlehem, maar so het die saai van die fliek in my hart net gegroei, tot ons hier in Jeffreys kom. En ek het net geweet, iewers moet ek begin, maar dit was 'n baie moeilike pad, ek kon nêrens regkom nie. En net een oggend het ek 7 uur by die munisipaliteit gaan sit, en ek het gebid en ek sê, Abba Vader, asseblief, as die deur moet oopgaan vir wat in my hart geplant is, maak hom nou oop. En so gaan ek in die munisipaliteit, ek sê, luister, ek wil nou vir Zienkie sien, nee, sê, sy's af, sy's met siek verlof, en daar kom 'n man uit, en hy sê, vir wie soek jy? Ek sê, man, vir Zienkie, ek wil haar sien oor 5000 blankets. Hy sê, nee, maar sy's nie hier nie, maar hy vat, en hy die haargrein kom uit, en sy sê, kan ek jou help? En ek sê, asseblief, maar ek huil so daai oggend. En net daar begin die 5000 blankets. En daai selfde dag sien ek nog vir Duif, en vir Sean, en vir Henrika van die brandweer. En Sean sê vir my, ek en my vrou het gebid vanoggend en gesê, as daar 'n deur is wat moet oopgemaak word, maak hom vandag oop. En ek sê, Sean, ek het voor die munisipaliteit gesit en gesê, Abba Vader, asseblief, as hierdie deur vandag moet toegaan, dan sy toe, maar sy oop moet gaan, maak hom oop. En ek wil net regtig name noem, net in kort, dat julle net kan sien, hoe die Vader mense op die pad gestuur het, om hierdie ding te laat werk. In die eerste plek wil ek vir ons selgroep sê, hulle was natuurlik my arms gewees en my bene, hulle het so gebid, en saam met my hierdie ding deurgevat. En dan wil ek net sê, ek moet hierdie stukkie vertel, ek weet ek het net 5 minute, maar ons moet toe nou by die munisipaliteit, omdat ek 'n aanbieding, die event wil doen, en deur die strate moet gaan, deur die dorp, moet ons nou by die munisipaliteit, by Kouga, amper in 'n hof gaan sit, want dit het gevoel soos 'n hof. Jy sit hier, die regter sit hier, en jy sit daar, en al die ander, die burgemeester, en die Henrika hulle, en die brandweer, almal daai ouens sit daar. En Lelani Kutsie was saam met my, en sy sê net vir my, ek sou dit nie gemaak het as ek moes gepraat het, hulle sê vir my, gesê, gaan huis toe en kry jou huiswerk reg. En Lelani sê net vir my, Hetty, bly jy net stil, staan net hier langs my. En toe sy begin praat, toe is dit ongelooflik, hoe sy hierdie hele event, sonder dat sy op 'n bord kyk, sonder dat sy op haar notas kyk, net so vir hulle in 'n suksesvolle styl verduidelik. En hulle het uitgegaan en hulle het gesê die event is aanvaar, maar ek wil met hierdie paar mensies sê wat die Here op die pad gestuur het. Die selgroep vir Heidi, Anay en Lelani, my stapmaatjie Betty, vir Duif, vir Sean, vir Henrika. En dis is al hierdie mense wat Abba Vader regtig gestuur het om hierdie event groot te maak. Vir Karel by Windfarm met die helikopter, ek weet nie of julle dit gesien het, die helikopter wat geland het met al die komberse wat in was nie. Vir Giete by Mentorskraal het so groot gegaan. In die raadsaal, ons eerste vergadering,
toe staan omtrent seker 20 mense en ek kyk net hierdie mense en ek sê, ek wat 'n leek is, hier kom doen die Vader absoluut alles. En dan ook Maxie wil ek ook in Charlene wat ons design hempies gedoen het, Nadine hulle by Fountains Mall, Oase gemeente wat ook agter ons gestaan het en soveel skenkings gegee het vir konverse. Smart Security, luister FM vir Etienne, 'n Oase radiostasie vir Koos en dan wil ek net sê, elke groot dankie aan elkeen wat 'n kombers kom gee. Ons het oor die 2000 komberse ingevorder en elkeen van daai komberse is uitgevoer. En een aand het ons uitgegaan en Smart Security het saam met ons gegaan en ons het 8:00 die aand in die dorp ingegaan. En vir almal wat nie 'n huis het nie, wat op die straat slaap, kon ons 'n kombers gee en hom toegemaak het met die liefde van die Here. En ek het baie dankie. Maar hierdie jaar, volgende jaar kom groot dinge. Dan gaan ons nog groot gaan. Baie dankie. Dis die Here. Ek dink dit is 'n storie om te getuig en wanneer ons terugkyk, moet ons op die Here eer en dankbaarheid vir sy goedheid en het hierdie projek begin het en die eerste saad is gesaai, so het jy baie dankie aan die span en almal wat betrokke is. Ek sien hier's 'n klomp met julle vandag julle hentjie en hem daaraan het as ondersteuner en ons sien uit om te sien wat die Here gaan doen, maar dis iets wat die Here in iemand se hart kom doen het en dan kan ons met dankbaarheid kan ons terugkyk na die guns en die goedheid van die Here. So ons opgewonde, baie dankie vir dit. Nou wil ek vir Boel nooi, hy gaan hier by ons kom staan. Boel is een van die boere in ons omgewing en die van julle nog nie sy storie ken nie, ek gaan dit net vinnig opsom. Hulle het laas jaar het hulle 'n tragedie beleef op hulle plaas en in dit het hy ook die hand van die Here en net die voorsiening van die Here gesien. So hy gaan die storie vir ons vertel en net wat die Here ook vir hulle gedoen het. Boel, welkom. Hier, ek dink so makliker geweest om die gitaar op te tel. En toe jy my WhatsApp het, sal ek dit doen en ons het so tydjie terug gebreakfast. En ek het gesê, het kon nou 2 jaar en ek gaan nou Darryl, ons groot ouens se image bietjie skade doen, want ons groot ouens se emosies is eintlik nie so diep as wat ons dink nie. Ons lê baie vlak, so Darryl, well done, hoe jy jou nou altyd in toon hou, maar as julle my sal verskoon, my stem kraak so nou en dan. Sit hom daar. Maar dit is ongelooflik en vir die laaste jaar en ek weet nie wat dit is nie. Ek is nie die ouens wat die teologie verstaan en verstaan hoe hierdie goed werk. Elke keer as ek hier kom en nou James tel mos die mense so hierso. Ek weet hy tel nie elke Vrydag Sondag my raak nie. Vir die wat kyk wie of ek hier is nie. Maar elke keer as ek in hierdie kerk kom, dan voel dit ek moet my storie vertel. En Dirk, my maat, ons is goeie pelle as ons hier so in die kerk is, maar as ons besigheid doen, dan moet ons sorg dat die pryse reg is. Ja, ek sport maar die eerlikste spouse wat ek ken. En nou eendag, vroeger die jaar, gesê, ek moet my storie vertel. En op die dag, toe dink ek, 'n tema van my laaste 2 jaar. En ek het 'n lewe en dan ek die laaste 2 jaar. En ek noem dit die game wat ek verloor het, maar wat ek gewen het. Want ek is 'n redelike rugbyman. Ek het 'n bietjie rugby afgerig by Nikomalang. En ek is 'n groot Oks en Chief fan. En Dani man is die hero. Almal gaan oor rassie anders, Dani man. En so ja, my vrou sê, ek sê baie in 'n kort tydjie, ek gaan probeer in 'n kort tydjie sê. 29 April laas jaar, ek gaan nou so 'n bietjie over my storie af, en ek het vanoggend 5 uur al begin dink aan die storie, ek het nooit voorberei vir. Ek praat gewoonlik met 'n klomp boere, en ek moet sê, dis 'n bietjie anders vir die. Boere, die helfte van hulle luister wat jy sê. Sorry vir die boere hier. Maar 29
20 April laas jaar was ons op pad met Nikomaland se eerste span. Die eerste keer in die geskiedenis na Wilde Klawer se rugby toernooi. Nou as jy 'n rugby liefhebber is en 'n skool rugbyman is, dis 'n groot een. Ek ry 'n bussie en ek gaan dit nou vertel soos dit ek 'n klomp boere so 2-3 weke terug. En ek dink dis hoe die Here mens voorberei vir die volgende oomblik wat jy moet iets doen of getuig. Ek het met 'n klomp boere moes gaan praat om my ondervinding te deel van die back and closure virus en situasie wat ons deur is, want dis iets wat as jy sal dit net kan verstaan as jy deur is, en as jy 'n boer is soos wat ek is, en ek dink die maklikste vir my is om daai speech wat ek wel voorberei het, vir julle te probeer vertel, om te verduidelik waar my dankbaarheid vandag vanaf kom. En so die 29ste April sit ek seker so 40 kilos, 50 kilos voor Kimberley, bestuur ek die Nikomaland bussie. En daar seker 'n stuk of 15 outjies in ons bussie, as 2 bussies. En my bestuurder bel my op daai stadium, het my besigheid gegroei, en ek wil net gou weet van die bakkies. Geld dit net vir Toyota bakkies of Fords? Maar ek kry nog 'n Ford, so ek is fine. Die Toyota manne wat worry oor wat se bakkie hy ry. Ja, kom terug. En op daai stadium het ek gevoel ek kan dalk 'n Toyota bakkie bekostig. En my besigheid gegroei, personeel wat dinge loop. Hierdie jaar gaan ek word jaar wees. En ek voel daar, ek voel groot. Ek voel jy iets bereik. En verstaan mooi, is dit net geld hier. Het gaan baie keer oor, jy seker dit reg gekry. Jy weet waarvan af jy gekom het, en jy weet waar jy nou is, en jy is dankbaar daarvoor. Maar jy voel so bietjie te groot daar, op baie moment. Maar die 29 April, bel my bestuurder my en ek is aan die bestuur nou. En hy sê vir my, hoor jy so, ons het moontlik back and close hier. Ek gaan nie die woorde kan sê in die kerk, wat ek vir my oomblik gesê het nie. Want dit is onmoontlik gewees. Back and close hier is ergens Natal, baie stadium, Vrystaat miskien, maar hy hoort in die keer Wildtuin, eintlik in Botswana. Daar is hier ding soos dit in die Oos-Kaapie, nog minder op my plaas. Ek sê vir hom, maar dit kan nie wees nie. Ek gooi amper die bussie om. Die vader dan, ek kon hom nou in die pad hou. En daarvan af het my 2 weke, ek gaan nie die 2 weke, net 14 dae waarvan ek die helfte nie kan onthou nie. Vir julle vertel. Die volgende oggend, 8 uur, vind ons uit, ek moet op die plaas kom. Hoe gaan ek daar kom? So Kimberley, so lughawentjie, hy is nog kleiner as die Bison. En hulle vlieg net Kaap toe of Johannesburg toe. Nou ek weet, dit is 'n lang trip en vir my in 'n vliegtuig, ek pas nie in 'n vliegtuig nie. Met gevolg is, ek besluit 'n kar hier is nou al sien. Ek kan nie die busie vat terug nie. Dit gaan behalwe dat ek stadig gaan dan die busie nodig hê. En ek stap by die lughawe 8 uur toe hulle oopmaak in. En dan staan 'n ry voor die Eurocars en die staan met die eiwis toonbank staan daar net niemand nie. En dan sit 'n man agter en ek stap nou en ek sê, ek soek die kar, vinnigste kar wat jy het. Ek weet nie wat dit kos nie, maar ek soek hom. Hy sê, meneer, ek het net hierdie groot en hy's duur. Ek sê, die vinnigste grootste kar wat jy het. Hy gee vir my 'n Polo GTI. Nou, hierdie verhuurders dink ons so 'n groot kar. Is 'n klein kar as 'n groot kar. Nou is 'n klein karretjie, maar die reis is 'n groot kar. 6,5 ure later, toe stop ek hier by die engine en ek gee die kar af, 835 kilos, my vrou is kwaad vir my en ek het te vinnig gery, maar op daai stadium moes ek hier kom. Want dit is chaos.
En ek het in die stal ingestap in die staatsveearts ons quarantainestatus dokument moes ek teken. En toe begin het. Jy weet nie wat nie, hy weet nie wat nie, jou eie veeartse weet nie wat nie. In ander lande word daai kudde vernietig. Jy praat van 2.500 diere wat ons van praat. Dis goed dat jy jou kop gaan. Nou, hy 6,5 ure, ek het nie besef vir 6,5 nie, dit het baie langer gevoel. Maar die gevolg is, die proses begin. Die veeartse weet nie, die regering weet nie, moet ons inent nie. Ek weet nie wat om te doen nie. My mense wat vir my werk staan en kyk. Jy weet nie wat ek kan doen. En eventually 8 dae later besluit hulle gaan my kudde ent. So moet ons vir al die boere en vir almal verduidelik wat aangaan en ek weet nie waar dit vanaf kom nie. Maar in die proses by die 8ste dag was daar 450 koeie siek. Nou vir die van julle wat siek diere al gesien het, dis nie altyd 'n mooi gesig nie, om 450 koeie siek te sien. En baie siek. Jy weet nie wat om te doen nie. Ek was nog nooit in so 'n posisie nie. En in die proses dink ek nie aan om die Here te vra wat nou nie. Op baie stadium nie. Dis so sê nou maar hierso by dag 8. Wat doen hulle nou ons inent? En ek dink dit was die 10de dag toe die tweede plaas positief getoets is. Toe voel ek 'n bietjie beter, ek is nie meer alleen nie. Ja, ek sport man. Maar ek stap in die melkstal in en ek sien my mense en hulle kyk my bestuurders, manne wat jare so ondervind het en hulle kyk my, wat nou? Dit is chaos. Dis horde siek diere en dit hou nie op nie. En ek raak swak dat ek nie weet wat om te doen nie. En die beste ding wat ek kon doen, ek klim in my bakkie en ek ry in die veld in. En ek het julle nou klaar gesê, ek is nie so bombasties of mense so sterk as wat julle dink ek is nie. Moenie laat my saais julle weg verlei nie. Op baie moment bars ek in trane uit, laat ek die bakkie moet stop. Maar huil, soos dat ek nog nooit in my lewe gehuil het nie. En ek huil en ek huil en ek huil. En ek gelukkig niemand het my gesien nie. Maar ek sou nie eens gewaardeer daaroor nie. En op 'n stadium sê ek vir die Here, en ek dink aan Psalm 23, wat, nou as jy my moet vra om goed uit die Bybel uit te haal, gaan ek die verkeerde ou wees, maar Psalm 23, en ek het vir hy hier gesê, my begrafnis lees jy daai deel. Die Here is my herder, en ek kon nie verder as dit kom nie. Ek ken hom redelik, maar kon nie verder as dit kom nie. En ek het gesê, Here, jy is my herder. Ek het mense wat vir my kyk, verantwoord, maar ek weet nie wat om vir hulle te sê. En jy moet nou vir my wys wat. As ek nou ooit in my lewe was, wat jy vir my moet wys, is dit nou. Nou ons kom ons nou van skool af, vir elke groot eksamen, trek, eerste span, proewe, vra jy ons vir die Here, ek gaan, whatever jy wil hê, dat ek net deurkom, dat ek net gekies word, is van jy maak groot beloftes, jy kom het nooit dan. Ek weet party kom as ek naam, baie van ons lief vir onsself, dink ek. En daai dag toe sê ek net, hier's ek nou. En as ek nou Oks en Daan, die man van die Springbokke, en is nou van my Here se woorde, he took me to the dark place. En ek was toe daar. En ek glo vandag is die Here wat my daar toe gevat het, of laat gaan. Ek dink die duiwel het ook tog krag, as ek dit reg verstaan. Hy kan jou ook
aftrek en baie keer los ek dink die Here het my gelos en gesê laat hy gaan. Ek gaan hom kry, ek gaan hom optel, maar hy gaan. En ek kon sê ek was daar en ek het rustig geraak saam met hom. En ek het my bakkie geklim en ek het huis toe gery. Dit was die 10de dag. Ek onthou vir so 2-3 maande van laas jaar nie noodwendig alles nie, maar sekere goed. En my vrou het vir my gesê ek moet jou dokter toe vat want jy praat maar ek hoor jou nie. Nou vir die manne wat hier is, as jou vrou vir jou sê jy praat maar ek hoor jou nie, dan klim jy nie kar wat sy jou dokter toe vat. Want dan het jy die dokter ook nodig. En die dokter het my haarklomp medikasie gegee om my net so 'n bietjie te kalmeer. Dit het so vir 'n ruk gehelp. En toe ek die 14de dag na die hele proses begin het, en ek gaan nou klaar maak renew. Toe ek by die stal kom en die bestuurders, ek kyk hulle sit in koffie drink soos gewoonlik. En dis 3 weke laas gebeur. En dis rustig. Daar's die koeie, nog steeds. Ons is nou gewoon elke dag behandel die 300-400 siek koeie. Ons gooi 8000 liter melk elke dag weg. Dis 'n enorme situasie gewees. En een van hulle sê, ons gaan nie deurkom. Die koeie het opgehou siek raak. Aan die ander woorde, die eindstof het begin werk en daar's nie meer positiewe gevalle nie. Toe besef ek, hierdie pille moet ek nou los, want hulle maak my te stadig. Ek kan nie nou stadig wees. Hierdie manne is lus vir die ding, maar ek moet myself regkry. En ek het weer in my bakkie getoom en ek is weer in die veld in. En ek het vir die Here gesê, dankie. Daai was my teken. Dit is die teken wat ek voor gewag het. En ek het teruggedraai, want hulle het nog steeds my gevra wat moet ons doen. En ek het teruggedraai stal toe en ek het gesê, right manne, nou doen ons dit, en ons doen dit. Ons het eventually 150 van die swakste koeie uitgesit. Ons het aangegaan, ons het gedoen wat ons kan doen, die beste. En ek kan vandag sê, 'n jaar, 18 maande later, en dit is nou nie om my beeld te blaas, maar om die Here se beeld te blaas. Ja. Dat ons het sopas hierdie maand teken môre die laaste dokumente nog op plaas gekoop. Nou, en as dat en nou een van my nou vra, waaroor is ek dankbaar? Dit is baie goed. Ek is dankbaar vir my gesin. Wat my dokter gevat as hulle my nie hoor nie. Ek is dankbaar vir die mense wat vir my werk. Ek is dankbaar vir die plek wat my, wanneer ek hier is, optel en laat besef, ek moet dankbaar wees. Maar ek is dankbaar vir die Here dat hy vir my daai donker oomblikke in my lewe gegee het so dusver. En ek dink, dis nie so wat 'n ding. Moenie altyd net dankbaar wees vir dit wat goed gaan in jou lewe nie. Wees dankbaar, en dis wat ek gevat het. Wees dankbaar vir dit wat die Here oor jou pad bring, wat jy dink jy nie kan hanteer nie. En ek beloof jou, jy gaan dit kan hanteer. Ek beloof jou, jy is nie so diep as wat jy is, dink jy is nie. En jy het mense nodig, en die Here nodig. So my dankbaarheid, heel eerste, wat nou in my lewe is dankie vir die dieptes waar ek deur is. Want nou waardeer ek die hoogtepunte baie meer. Dankie Bo, hoe incredible is dit nie as ons werklik op 'n plek kom wat ons uit dankbaarheid kan leef in alles.
wat die Bybel ons nooi, dat ons realiteit is. Ek dink ek het nou so 'n bietjie afgekyk oor wat ek nou volgende wil sê. Ek moet nie worry nie, ek gaan nie nog vir u preek nie. Ek weet van julle is 'n boetsaak, gaan hy nou eers begin? Ek wil net een of twee goed sê, en dan gaan ons net 'n moment van aanbidding hê. In die Bybel is daar 'n stuk, Psalm 107, dit is nie die enigste plek wat jy dit kry nie. Staan is die volgende woord, die loof die Here want hy is goed en aan sy goeie tierenheid is daar geen einde nie. So baie mooi stuk in die Bybel, jy het dit dalk ergens gehoor, maar wat baie mense nie weet nie is hierdie idee van hierdie lyn kry mens 44 keer in die Bybel. Dit was 'n algemene sêding in die tyd van die Bybel. Dit was algemeen. Dat as iets met iemand gebeur het, wat hulle gesê, loof die Here want hy is goed en aan sy goeie tierenheid is daar geen einde nie. En dan, as jy die psalms hoe hulle dit geskryf en dan sal hulle baie keer sê, maar sê dit vir die wat in ballingskap is, dit wat boel beleef het. Daar waar dit sleg gaan en is moeilik en ek weet nie wat om te doen nie, dan kan ek nog steeds sê, loof die Here want hy is goed en aan sy goeie tierenheid is daar geen einde nie. As alles volgens plan gaan, loof die Here want hy is goed en aan sy goeie tierenheid is daar geen einde nie. Dis die posisie wat my hart homself in bevind. So ek wil net in kort, wil ek vir ons 'n stuk in die Bybel net lees. Spesifiek oor dankbaarheid. En dit kry ons in Lukas 17, en my vrou sal die bordjie ophou, as daar 1 minuut oor is, op 15 minute moet ek klaar wees. Dit gaan nie van as gepreek is, as jy nog gehoor het, want het nie in moeilik saam gepreek, dankie julle, ons wat weet. Ek wil net vir ons hierdie gedeelte lees, oor die posisie van ons hart. En op sy reis, dis Jesus na Jerusalem, het hy deur Samaria en Galilea gegaan, Lukas 17 vanaf vers 11. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet, wat op 'n afstand bly staan het. Hulle moes, dit was die karaktere, jy mag nie nader gekom het nie. 10 melaatse manne, so op die oog af, het gaan nie baie goed met hulle nie, hulle lewe het nie volgens plan gegaan nie. Nie een van daai manne het wendig hulle lewe begin, dat hulle melaats wil wees. Nou die lewe meer kom vat, as wat het gegee het. Wat baie keer die realiteit is in seisoene vir ons, né? Die lewe vat meer as wat dit gee. Dis hulle wêreld. Hier kry hulle self. En hulle het hulle stem verhef en gesê, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. Wees ons genadig. Dit wat Boel beleef het, daar in sy bakkie, dit wat Hetty beleef het op die vliegtuig. Iets gebeur, daar is iets wat in my hart skuif, en ek roep na die Here uit. Ek sê, Here, U moet my nou help. Ek is nou in doodloopstraat, wat sal die Tomatiesstraat, dis die einde, daar is 'n slot op my, ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie, is al van jy wat al so gevoel het, so nou twee mense, Here, ek weet nie nou nie, ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie wat om te sê nie, ek weet nie wat my realiteit is nie, en dis hulle wêreld, en hulle sê, Heer, Meester, U moet nou help, wees ons barmhartig. Ek wat sê, en toe hulle sien, sê hy vir hulle, gaan en vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. So, die Here het vir Hetty iets gesê, maar Hetty wat gedoen? Sy het iets gaan doen. Sy het afsprake gemaak, sy het mense gaan sien. Boel het mense gekry, hulle het gepraat oor, wat gaan ons doen? En ons voel die Here lei ons om dit doen. En die Here sê vir hulle, gaan dit wys julle vir die priesters. Die background, die agterstorie het so gewerk. As jy genees was van 'n dodelike siekte, dan in die wet vereis, die priester moes jou gesond verklaar. So, iemand kan jy net gesond verklaar nie, 'n priester moes jou gesond verklaar. So, nou sê Jesus vir hulle, dis die kriteria, dis hoe dit werk. Gaan tempel toe, laat die priester jou ondersoek, en hulle gaan sê, jy is gezond. Nou moet jy verstaan, hierdie ouens loop weg, niks met hulle gebeur nie. Maar dan sê die Bybel, onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. So op pad na die tempel, op pad na die priesters, toe op pad so toe gebeur daar goed. En dis baie keer hoe die lewe werk, nie? Jy sê, Here, laat dit nou eindig. Here sê, nee, dit gaan nie nou eindig, jy moet eers 'n paar tree gee. Jy moet eers bietjie saam met my wandel deur hierdie ding. Daar's eers bietjie 'n paar gebede wat Hetty moes bid. Daar's eers 'n paar trane in die bakkie wat Boel moes beleef. En baie van ons het hierdie realiteit al beleef. Dis die wêreld se onderweg. Jy gaan eers 'n paar tree moet gee, die spikkels gaan minder word en daar's 'n paar dinge wat gebeur. Dit gaan nie noodwendig gaan 'n oomblik gebeur. Want baie keer wat ons doen as gelowiges, ons hak vas by die storie van Paulus. Hy het in 'n oomblik het alles verander. Maar ek wil dit so hê. Gaan nie altyd so werk nie, hoor. Hierdie ouens is op pad, hulle loop, terwyl hulle loop, gebeur daar iets met hulle. Hulle aanvaar die woord van die Here, hulle tree op in geloof. Hy sê dit gewys hulle aan vir die priesters. Hier sit nie sy hand uitgesteek en gesê, wees genees nie. Jy het dit gesien nou? Hy sê, gaan wys jou vir die priesters. En daar gaan hulle. En onderweg word hulle gesond. En kyk vers 5, dis die hartseer van die storie. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. Dis die hartseer van die storie.
Almal word gesond, hulle het almal rein geword, né? Versie voor. En een van hulle, toe hy sien, hy kyk na sy hande, hy kyk na sy lyf, dat hy gesond was, het hy omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. Jy sien wat ek aan die begin gesê het, dit is die wortel van die hart van dankbaarheid. Dat jy eintlik in jou menswees weet, dis alles God. En ek wil vandag vir jou sê, as jy daar kom, is jy op 'n goeie plek. Hy het afgekyk na homself en dit was makolle en merke en spikkels op jou vel en gesien, maar ek is gesond, ek is beter, ek het gevoel in my hande en my voete, ek is beter. En weet wat hy gedoen? Hy het nie toe gehardloop verder aan die priesters nie, hy het gestop, hy het omgedraai en ek dink hy spreek woordelik in die hemel ingekyk is en hy het God geëer en hy het geweet waar dit vandaan gekom het. Besef jy vandag dat elke goeie gawe wat in jou lewe is, het kom van die Here af. Kom van die Here af. As jy hierdie posisie in jou hart kan vind, elke dag, toe hy sien, my Here, dis U, in die maklike tye en in die moeilike tye. Toe die Here vir ons 'n deurbraak gegee het in 'n bediening, ja, toe die tragedie ons plaas getref, in alles, Here, hier is my realiteit. Hy het omgedraai, hierdie een, toe hy sien, maar die Here is met my besig, die Here is saam met my, die Here gaan ons nie los nie, hy gaan ons weer hierdie ding vat. Toe draai hy om, en hy het God met 'n groot stem verheerlik. En kyk nou wat gebeur. En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan, net so draai deur Lukas wat daar skryf. So iets gebeur, hierdie ons nou op pad, ons weet nie hoe ver was hulle van Jesus al weg nie. Hier gaan hulle, hy word gesond. Hy sien hy word gesond, hy draai om en hy gaan terug na Jesus toe. Nou, ons weet nie, was dit 100 meter, 500 meter, 1 kilometer, was hulle naby die stadspoorte nie, maar hy draai om en soos hy gaan eer hy God. En toe hy by Jesus kom, wat doen hy? Hy val aan sy voete neer en hy het hom gedank. Dankie Here vir wat U vir my gedoen het. Dankie Here vir die goedheid wat U oor my uitgestort het. Want jy sien, die werklike wonder van God se hart is nie een van ons hier kan dit ooit verdien nie. Goedheid is in God se karakter. Dis wie hy is. Dis nie wat hy doen nie, dis wie hy is. En as hy sy goedheid oor jou uitstort in die woestyntyd en in die oorvloedtyd, is dit omdat hy goed is, want dis wie hy is. En hierdie man besef iets, hy verheerlik God en hy weet waar sy redding en sy hulp vandaan kom. Hy val aan die voete van Jesus neer en hy aanbid hom. Kyk wat sê Jesus in vers 17. Toe antwoord Jesus en sê, hier is die tragedie van die storie. Het jy nie rein geword nie? Waar is die 9? Is daar nie 10 van julle wat daar gestaan en roep het nie? Waar is die ander 9? Is hulle besig om God te verheerlik? Het hulle my kom dank? Wat het gebeur? Was daar niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling? En hy sê vir hom, dis hierdie een, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Paar dinge uit hierdie storie, ek het nog 7 minute oor. Paar dinge oor hierdie storie. Een kom terug. Jesus sê, maar was daar nie 10 van julle nie? Kom ek openbaar die goedheid van God se hart gou vinnig aan jou. Nie een van daai 9 wat gegaan het en nie teruggekom het nie dankie gesê het, nie God gedank het nie, het hulle genesing verloor nie. Dink gou hoe goed is God. Hulle eer hom nie, hulle erken hom nie, hulle sê nie dankie nie, hulle aanbid hom nie. En hy gee nog steeds hulle genesing. Hy raak hulle nog steeds aan. Dis hoe goed God is. Ek dink nie ons kan in ons eie mens konteks, ek kan ook nie dit doen nie, ek het toen gesê, my eie, ek kan nie dit lekker verstaan, dat God so goed kan wees, ten spyte van ondankbare harte, en mense wat hom nie wil aanbid nie, is hy nog steeds goed vir. In Mattheus 5, hier van vers 43 af, 42, waar hy sê, dit sê ek vir julle met julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle te nakom en bid vir hulle. Hy sê, want dis maklik om te doen net as mense lief is vir jou en goed is vir jou. Hy sê, want dis wat heidene doen. Hy sê, maar jou Vader in die hemel, sê in vers 45. Hy sê, jou Vader in die hemel, wat die prentjie van goedheid is, wat doen hy? Hy laat dit reën oor die regverdige en die onregverdige. Taal afstaan, ek kan nou gaan leef. Hy laat die son opgaan oor slegtes en goeies. Die wat het verdien en het nie verdien nie, want hy is goed. Besef jy die wonder van ons as gelowiges, die wêreld waarin ek en jy kan leef. Hy sê dis hoe God opereer. Hy sê, en hy nooi ons om so met mekaar op te lees, maar dis 'n ander gesprek.
Maar die realiteit van waarna ek en jy kan leef, sê God se goedheid stort hy uit oor jou, of jy dit verdien of dit nie verdien, of jy goed is of sleg is, regverdig of onregverdig, in lyn met sy hart of nie in lyn met sy hart nie, hy gaan sy goedheid aan jou openbaar. Maar ons 'n stuk in die Bybel wat sê, hy gebruik sy goedheid om harte te versag tot bekering. Hy wil sy goedheid so uitvloei, maar ek kan nie anders as om God te dien nie. Kyk hoe goed is hy vir my. Maar Jesus vra, hy sê maar, was daar nie 9 ander ook vir wie ek goed was nie? Was daar nie 9 ander vir wie ek ook my goedheid openbaar het nie? Hoekom het hulle nie omgedraai en God ook verheerlik nie? Hoekom het hulle nie omgedraai en ook om dankie sê? En ek wil jou hier nooi, dat dit nooit ons storie sal wees. Dat God sy goedheid oor jou sal uitstort, en jy eer nie God vir dit nie. Dat God sy goedheid oor jou sal uitstort, onverdiend, maar hy stort dit oor jou uit, en jy sê nie dankie nie. Want Jesus vra, ek het 10 van julle genees. Waar is die ander 9? Hoekom draai hulle nie om nie? En ek wil jou nooi, dat jy in jou eie harte, 'n spreekwoordelike omdraai moment sal hê, maar ek gaan die Here dank elke dag. Ek wil hê dit moet my posisie wees, dit moet my wêreld wees. En dan maak ek klaar met hierdie storie van hierdie een ou, wat terugkom. Hy verheerlik God, hy eer hom, hy sê, Here, ek sien dit is eintlik maar net U wat dit kan doen vir my. Hy val aan sy voete neer, hy aanbid hom. En kyk wat sê Jesus vir hom, hy sê vir hom, staan op en gaan. Nou kan jy na die priester toe gaan. Jou geloof het jou gered. Hier is die onderskeid wat ek in die Bybel lees van aanbidding en dankbaarheid. Want aanbidding is net 'n verlenging van dankbaarheid. Nee, ek sien God vir wie hy is, ek eer hom want hy is God. So my aanbidding vloei uit my uit want dit is my dankbare hart wat hom sien want hy is God. Sê saam met my? Ja. En Jesus sê vir hierdie een man, hy sê gaan nou, jou geloof het jou gered. So hierso is die onderskeid wat ek as pastor maak oor aanbidding en dankbaarheid. Die 9 se tydelike realiteit word verander. Een ou se ewige realiteit word verander. Gaan dit weet sien? 9 mense se tydelike realiteit word verander. Dis reg. Hulle het 'n doodsvonnis gehad, hulle gaan langer leef, hulle is gesond. Een ou se ewige realiteit word verander. Net omdat hy God aanbid en dankbaar is. Wat 'n incredible uitnodiging. Dat God ons ewige realiteit kan verander. En dis hoekom ons as gelowiges aanbid. Dis hoekom ons as gelowiges dankbaar is. Want elkeen van ons wat hier is glo, wat sy naam geskryf is in die boek van die lewe, ons ewige realiteit het verander. So iemand kan 'n mens sê op dit. Ons ewige realiteit het verander. Ja, prys die Here. My naam is geskryf in die boek van die lewe. Hy het my toekoms kom herskryf, ek is in sy hand en dit gaan nie verander nie. Dis hoekom ek dankbaar is en hom wil aanbid en hom kan aanbid. En hierdie een man wat terugkom, ervaar hierdie realiteit. 9 mense is genees, net hulle tydelike is verander hier op aarde. Maar een ou se tydelike en se ewige word verander. Omdat hy God aanbid en God die objek van sy dank is. Ek kom ja, en omdat hy hierdie hart het van ek kom sê dankie. En hierdie proses van Psalm 107 wat ons oral kry. Waarmee ek begin het. Loof die Here want hy is goed. En aan sy goedertierenheid is daar geen einde nie. Loof die Here want hy is goed. Want aan sy goedertierenheid is daar geen einde nie. Geen einde nie. En in die posisie van 'n dankbare, ek wil jou sê, jy's op 'n goeie plek. As jy God kan aanbid, moet jy dankbaar is. Ja, ek is dankbaar. So ek wil gou 'n paar praktiese vrae vra. En as jy een van hulle is, hier is nou so half 'n ching chong chang, né? Ek gaan 'n paar vrae vra vir jou oor iets wat hierdie jaar gebeur het. En as een van hierdie vrae vir jou ja is, dan wil ek hê met jou op jou voete staan. So ek gaan met 'n paar spesifieke vrae begin, aan algemene vrae. Dan gaan ons in aanbiddingsmomente gaan. Vraag 1. Is hier iemand hier wat hierdie jaar getrou het? Jy het getrou hierdie jaar? Jy is getrou? Nou, ek het hier laas week getrou, staan dan. Alright. So 'n paar kappels wat staan. Alright. Is hier iemand hier wat ouers geword het, jy het 'n baba ryker geword, of ouma en oupa geword het?
Staan. As jy ouma en oupa geword het of jy het 'n babietjie ryker geword. Staan. Great. So dit is 12 mense wat al staan, maar julle het vol en dankbare harte, né? Dis al iemand wat hierdie jaar 'n nuwe werk gekry het. Die Here vertrou vir nuwe werk. Die Here het vir jou 'n nuwe werk gegee. Staan. Great. Dit is great. Ek kom amazing is dit. Prys die Here. Is iemand die wat kan sê ons het gebrokenheid in ons verhouding gehad en die Here het kom herstel. Iemand wat kan staan vir dit? Ons mense wat staan. Hier is klop mense wat verstaan. Enige verhouding. Ouers, huwelik, familie, vriende, kyk hoe staan daai mense. Die Here het verhoudings kom herstel. Is iemand wat kan sê ek het 'n wonderwerk beleef hierdie jaar. Die Here het vir ons 'n wonder gedoen. Hoe ek dink is julle. Die Here het 'n wonderwerk kom doen. Jy sê dis jy, sê ek weet dit was die Here. Die Here het 'n wonderwerk gedoen vir ons. Kyk net iemand. Iemand wat kan staan en sê ek het die Here gevra vir iets. Hy was 'n antwoord op my gebed. Ek het gebid en die Here het my geantwoord. Iemand wat kan staan vir dit. Ek het gebid. So. Antwoord op gebed. So van ons wat in 'n storm was en in die middel van die storm het jy God se teenwoordigheid beleef naby aan jou. In die middel van 'n storm. God is naby. Kyk en daai mense wat staan. Swaar tye beleef, maar in dit was God naby in die ver. Jy het 'n behoefte gehad naby aan jou vel en jy het gesien hoe hierdie jaar hoe die Here voorsien. Hy vir jou deur oopmaak en hy voorsien vir jou. Sien wat kan staan vir dit? Die behoefte gehad en die Here het voorsien. Kyk jy daar nog mense wat staan. Het jy gisterand in 'n warm bed geslaap? Wat van julle wat kan staan vir dit? Jy het 'n warm bord kos geëet in die laaste week. Wat van julle wat kan staan vir dit? Lekker koppie koffie gedrink volg. Sien jy, ons gaan konstant toilet toe, ons moet die koppies kleiner maak. Al jy asem vandag. Dankbaar. Dankbaar. Flip gaan ek vir ons 'n bietjie musiek speel en dan gaan ek 'n eenvoudige uitnodiging maak. Vir ons 'n bietjie musiek maak. Net tipies uit wat met hierdie een persoon gebeur het, hierdie een wat teruggekom het. Hy gebruik twee goed, hy het neergebuig en neergeval. En die aanbid. Ek besef almal se knieë laat dit nie toe nie. Maar dalk wil jy net vir 'n oomblik, ons gaan dit net vir 30 sekondes in 'n minuut doen. Dalk wil jy vir 'n oomblik net kniel. En sê Here, ek bring alles in hierdie jaar net in lyn. En ek wil met my hart verklaar, loof die Here want U is goed. En aan die goedheid is al geen einde nie. Dalk wil jy net buig, as jou knieë dit toelaat nie, dis ook okay. Maar net vir 'n oomblik, net vir 'n oomblik. Sê Here, ek gaan net, maar alles wat gebeur het, gaan ek net in my eie hart net U aanbid, net want U is goed en aan die goedheid is al geen einde nie. So as jy kan kniel, as jy kan buig net saam, dis jou gemaak. God, you're so good. God, you're so good. And God, you're so good. You're so good to me. And God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Here, ons kom as 'n gemeente en gemeenskap en ons kom loof U want U is goed. En aan die goedheid is daar geen einde nie. Here, ons wil die posisie van ons hart dankbaar hou. Elke dag.
Dankie vir elke goeie gawe wat U hierdie jaar oor ons uitgestort het. U ongekende guns en genade wat ons deel was. Dankie vir elke moment, groot en klein. Die wonderwerke, ja, en die alledaagse. Ons erken in dit alles. Dit is net U en U alleen. En soos ons vanoggend ons knie en ons hart en ons lewens buig. Dankie Here vir U goedheid. Dankie vir U guns en dankie vir U genade. Ons wil daai hemellaatse wees wat terugkom. En kom dankie sê. Want ons weet elke goeie gawe kom net van U af. Elke druppel reën wat U oor ons reën, geestelik en fisies, kom van U af. Alles wat ons het en alles wat ons is, kom van U af. Dankie dat U in die stormtye naby was. Dankie dat U in die alledaagse saam met ons was. Dankie dat U in die maklike tye ons dra. Maar ons kies in ons hart vandag om met 'n plek van dankbaarheid te leef en te sê, loof die Here, want Hy is goed. En aan sy goedheid is daar geen einde nie. En almal sê, amen. Dankie, kan ek jou so 'n plek neem? Ons is amper klaar. So net jou span kan maar reg staan. Twee goed, as ons klaar maak, onthou die foto's is daar, jy kan R20 kan jy gaan foto neem. As jy nie R20 het nie, asseblief gaan neem foto's, ons sal dit namens jou betaal. Ons wil nie dat iemand nie 'n foto kan neem, as jy in jou gesin R20 te ver is, ek wil nie met huis toe gaan om nie 'n foto neem. Die kerk sal hy R20 betaal. Ek dink al die van die doelos is so maklik daarmee, nee? Ons sal dit betaal vir jou. Dit sê ja. Ons sal dit doen, ons sê ja, ons sien. Ja. So ek wil nie moet gaan as jy nie kan nie, maar in die hele week het ek 'n begeerte in my hart vir myself as 'n renier om 'n dankoffer te gee. En 'n dankoffer is iets wat jy in die Bybel kry en ek wil nie te veel oor emosie oor dit praat nie. Dankoffer is iets wat ek terugkyk en ek kom agter wat ek nou gesê het, alles in my lewe is die goedheid van die Here. 2025 is die genade van die Here. En ons gaan vir 'n tyd terwyl Flip het weer sing, God you're so good. Die Jouko is daar agter, waar's een wat boors op die galery? Daarso sy daar bo, so net is hierso. Hier's baie hier voor. En hier is 'n eenmalige ding. Hier is nie jou maandelikse 10de of jou bydrae nie, maar as jy vandag voel en dit is binne my vermoë. Ek besef van julle hierdie jaar van julle was 2025 'n stormjaar en ek wil nie dan wag jy vir die Here soos dit die proses dan gaan die Here jou kom herstel. Maar as jy in vermoë is vandag om te sê Here, ek wil kom dankie sê en ek wil 'n tasbare offer bring. Dit is in die Bybel, so dis nie wat ek nou jaag nie, ek wil 'n dankoffer bring, dit een keer die jaar gebeur. En jy wil vanoggend 'n dankoffer bring, ek jou nooi met nou te doen. Ons gaan nou net vir 'n tydjie aanbid, ons gaan dit nie lank uitrek nie. Maar jou kous is daar's bo en iets agter in die bakke. As jy iets wil kom gee, net die kondisie van jou hart, dat Here ek's dankbaar en ek wil iets tasbaar kom saai. As 'n dankoffer, iets wat uit my eie dankbaarheid kom, wat ek weet is die goedheid wat dit vir my kom gee. Dan wil ek jou nooi met nou te doen. En ek kan by jou kous gaan en kan jy gaan die bank besonder is daar as jy in die week nie wil saai. Is jy ook baie welkom. Maar kom ons gaan op tasbaar. Dankie sê. So Flip gaan ons lei in 'n lied en ons gaan net so 'n paar minute vat en as jy nou iets moet gee as jy nou.